Genesis, hoofstuk 45. Josef kon dit nie meer uithou nie, en hy roep toe uit, almal van julle moet nou dadelik uitgaan. Al die dienaars van Josef het uit die vertrek gegaan, en hy was alleen toe hy homself aan sy broers bekend gemaak het. Hy het in trane uitgebars en hardop begin huil. Hy het so hard gehuil, dat al die Egiptenare, tot so ver as Farao se paleis, dit gehoor het. Toe sê hy vir sy broers, kyk, ek is julle broer Josef. Sê my, leef pa werklik nog? Sy broers was verbuisterd en stom geslaan. Hulle kon nie 'n woord sê nie. Josef sê toe, kom hier na my toe. Sy broers het nader aan hom gegaan. Josef sê toe weer, kyk mooi, ek is julle broer Josef. Destyds het julle my verkoop en hulle het my na Egipte gebring. Moet julle self nie blameer vir wat gebeur het nie. Dit was alles deel van God se plan om my vooruit na Egipte te stuur, sodat baie lewens gered kon word. Kyk, hierdie hongersnood is baie erg. Dit is nou maar die 2de jaar gewees. Daar sal nog 5 jaar van hongersnood wees, waarin daar nie geploeg, gesaai of geoes sal word nie. Om te voorkom dat julle en julle huisgesinne doodgaan in die hongersnood, het God my voor julle uitgestuur na Egipte. Kyk, julle nageslag sal baie wees en 'n groot nasie word. Dit is dus God wat my hierheen gestuur het en nie julle nie. Hy het my aangestel as heerser in die land, hoof van Farao se huishouding en geestelike leier vir die Farao. Julle moet dan nou dadelik teruggaan na Kanaan, na pa, en vir hom sê, Josef stuur die volgende boodskap. Kyk, God het my aangestel as heerser in Egipte. Ek wil hê dat pa so gou moontlik moet afkom na my toe. Pa, my broers en al die kleinkinders, die hele huishouding, kan hier in die Gosenstreek kom bly, want dit is naby my. Bring sommer ook al pa se besittings en vee saam. Daar sal ek vir pa se hele huishouding van kos voorsien, want daar is nog 5 jaar van hongersnood wat voorlê. Op die manier sal pa se huishouding nie verarm nie. Kyk, met julle eie oë sien julle dat dit ek is wat met julle praat. Julle, as ook my broer Benjamin. Julle moet vir pa vertel hoe geëerd ek is in Egipte. Vertel hom sommer van al die dinge wat julle hier gesien het. Maak dan nou gou, gaan haal vir pa en bring hom hier na toe. Daarop het Josef vir Benjamin om die hals geval en hulle het saam gehuil. Josef het ook al sy ander broers gesoengroet. Hulle het almal saam met hom gehuil en met hom gepraat. Die Farao en sy dienaars het dit goed gevind toe hulle die nuus ontvang het dat Josef se broers opgedaag het. Toe beveel die Farao vir Josef, jy moet vir jou broers die volgende opdrag gee. Vul julle sakke, laai dit op julle donkies en gaan terug na Kanaan. Gaan haal julle pa en julle huisgesinne en bring hulle hier na toe. Kyk, die vetste dele van Egipte gee ek aan julle om in te woon. Julle sal die room van die land geniet. Sorg dat hulle die volgende doen. Hulle moet waans uit Egipte neem om hulle vroue, kinders en hulle pa te gaan haal en hierheen te bring. En as hulle enige besittings moet agterlaat, moet hulle nie daaroor bekommer nie. Die beste van Egipte is tot hulle beskikking. Josef se broers het gemaak presies soos daar aan hulle gesê is. Josef het hulle van waans en padkos vir die reis voorsien, net soos die Farao beveel het. Hy het ook aan elkeen van sy broers 'n stel nuwe klere gegee. Vir Benjamin het hy egter 5 stelle klere as ook 300 sikkel silwer gegee. Josef het vir sy pa 'n groot geskenk met van die beste uit Egipte saamgestuur op 10 donkiehingste. Hy het ook genoeg brood, koring en allerhande ander kos vir die reis op 10 donkiemerries saamgestuur. Josef het sy broers afgesien en by hulle vertrek aan hulle gesê, moenie aan die stry raak langs die pad nie. Sy broers het uit Egipte weggetrek en by hulle pa in Kanaan aangekom. Hulle het hom dadelik van alles vertel. Josef leef en kyk, hy is die man wat oor die Egipte regeer. Hy het dit nie ernstig opgeneem nie en het hulle nie geglo nie. Toe hy egter die waans sien en hulle hom die boodskap oordra wat Josef vir hom gestuur het, was daar 'n vonk in sy oë. En Israel antwoord hulle, ek het genoeg gehoor. Nou gaan ek my seun sien voordat ek sterf.